Goeienaand geliefdes, kom ons staan vir die fotum asseblief. Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 25. Ons sing daar vers 6 en 7 tot eer van die Here. Geliefdes, vanaand luister ons na die woord van die Here, eers daar in die Ou Testament, daar uit Genesis 22. En daar gaan ons lees van vers 1 tot 19, en dan ook in die Nuwe Testament enkele verse daar uit Hebreërs 11. Hebreërs 11 ook enkele verse. Kom ons bid eers saam. Here God, ons neem ons toevlug tot U. U wat ons Vader van ontferming is. Ons Vader van vertroosting. U wat ons genadig is. Here, U bring vir ons hier by mekaar, ook met 'n doel, om so te luister na U woord, om so deur die woord en die Gees ook aangeraak te word. Daarom vra ons ook, Here, dat U werklik met elkeen van ons vanaand hier sal wees en ons gedagtes en ons hart op U sal rig, U woord sal rig. Ja, Here, en ons leer deur die woord ook dat die geloof ons nie vrywaar van
van swaar en ellende en siekte en selfs die dood nie. Maar deur die genade ontvang ons die geloof om ook al hierdie dinge te kan deurstaan. En wonderlik dat U deur hierdie beproewings ook ons geloof louter. Deur die heiligmaking heen ook vir ons geloofsgroei bewerkstellig. En daarom kan ons ook bid soos ons hier gesing het, dat U werklik ook ons wankelskrede, ja Here, ons sal rig in hierdie ou lewe. Ons op die spoor van geregtigheid sal hou. Ons bid vir elke lidmaat van hierdie gemeente. Ja Here, ons dink aan hulle wat siek is. Ook hulle wat werklik hartseer is, wat iemand aan die dood afgestaan het. Ons bid dat U daardie trane sal afdroog en sal help en krag gee en moed gee. Ook ja, Here, waar lidmate swaar kry onder ander omstandighede, dalk finansiëel swaar trek, ook om een of ander rede worsteling het, dan vra ons dat U werklik ook sal help. Dankie dat ons vanaand hier kan wees en Here, hou U hand oor ons. Wees ons sondaars genadig, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons lees daar Genesis 22, die offerande op Moria. Nou hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na jou seun uitsteek nie en doen nou niks nie. Want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter
in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer, en hulle het klaargemaak en saam na Berseba gegaan, en Abraham het in Berseba bly woon. Tot sover. Geliefdes, ja, as ons daar die verse gaan uitsonder, sekerlik vers 8, as Abraham antwoord en in die geloof sê, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien. En dan natuurlik ook vers 18, as hy sê dat hy Abraham sal seën, as hy sê dan in die tweede gedeelte vers 18, omdat jy na my stem geluister het. Kom ons lees net daar uit Hebreërs 11 wat oor die geloofshelde praat. As hy van Abraham praat, net ook vers 8 van Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. En nou weer vers 17. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer. Aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word. Want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Die woorde, die gedagtes van 'n man wat die Here vertrou, wat sy geloof in die Here is. My broer en suster, dan vanaand se tema, geloof vra offers. Ons kan seker ook sê, geloof vra opoffering. En baie duidelik word hier vir ons gesê, sommer daar in die eerste vers, Abraham se geloof word op die proef gestel. 'n geweldige gelooftoets as 'n mens hieraan dink. Eers ja, het ons daar gelees, moes hy uit die bekende land waar hy groot geword het, eintlik daar in Ur, moes hy wegtrek, dit alles maar net so los en na 'n wildvreemde land gaan. Dink maar 'n bietjie daaraan, mens kan dit maklik sê, maar dink 'n slag goed daaraan, om alles maar net daar te los, en dan op God se bevel, daardie onsekere, die onbekende, die vreemde in te vaar. Maar die moeilikste, dan kom die moeilike deel eintlik, die opdrag om sy seun, sy enigste, sy geliefde te gaan offer. Dit alles in die lig van die lang wag voor die geboorte van hierdie seun. Hoe lank het hulle nie vir hom gewag? Die feit dat dit 'n Gods wonderwerk was, omdat Sara, weet ons, onvrugbaar was. En dan kom die opdrag, gaan offer hom. Enige ouer hart sou sekerlik ineen krimp,
En as ons in sy skoene was, sou ons waarskynlik met allerhande verskonings gekom het om te sê, nee Here, ek kan nie dit doen nie. Ons sou sekerlik baie verskonings uitdink, ons sou sekerlik ook planne beraam om hierdie groot opdrag te ontduik. Abraham kon ook gedink het, maar wat dan van God se belofte, dat hy hom sou seën met 'n groot nageslag? Isak was menslik gesproke so belangrik in hierdie vervulling van hierdie belofte. En belangrik ook, as ons hierdie gedeelte lees, dan lees ons nêrens waar Abraham regtig gestry het met die Here nie. Hy het ook nie gekom met verskonings nie. Hy het nie gekom met allerhande praatjies toe hy hierdie opdrag ontvang het nie. En dan vra mens vir jouself, maar hoe is dit moontlik? Hoekom is sy reaksie so? En dan kom die antwoord, alleen deur die geloof. Alleen deur die geloof in die Here. Dis wat Hebreërs 11 vers 17 en 18 vir ons gesê het. Hy sê, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het sy enige geborene geoffer. Aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken, en dis belangrik dat ons dit ook hoor, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. My broer en suster, dis geloof. Hy het geglo dat God almagtig is en niks vir hierdie almagtige God onmoontlik is nie. Hy het geglo dat God die beste weet. En as ons hier lees, sien ons, hy het nie een keer God se opdrag in twyfel getrek nie. Hy het nie vrae gevra nie. Hy voer hierdie opdrag doelgerig uit. Hy doen al die voorbereiding. Ons het daar gelees, die hout wat hy regmaak en kap en deeglik voorberei, die vuur wat hy maak, die mes, alles word gereed gemaak. Sien, hy het lank gestap, want verklaarders meen, dit het so 16 tot 19 uur se loop gekos daar na die berg. Stywe end, met al hierdie benodighede en jy weet wat jy moet gaan doen. En dan natuurlik Isak wat vra dan skielik, maar waar is die offerlam? Vers 8, Abraham se antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. Geloofswoorde wat later waar geword het, toe God wel 'n ram voorsien het, daar met sy horings verstrengel in 'n bos, soos ons gelees het daar in vers 13. 'n Mens wonder wat deur die gedagtes van Isak moes gegaan het. Wat was sy gedagtes toe hy daar op die altaar vasgemaak word? En hy gaan nou geoffer word. En nêrens, ek het daar gelees en ek glo het saam met my gelees, nêrens is daar sprake dat Isak hom enigstens teëgesit het. En dan kry 'n mens hierdie gedagte van hierdie idee, indruk van gewilligheid, 'n oorgawe, 'n gehoorsaamheid. En 'n mens besef dan, dis so deur God beskik. As verbondskind het hy ook 'n vertroue, met ander woorde, in sy verbondsvader, Abraham gehad. My broer en suster, en dan kom die grootste toets. Hy moet nou die ding doen, hy moet die mes neem, hy moet hierdie enige gebore seun van hom sy keel afsny. Die daad moet nou uitgevoer word. En dan skielik die roepstem daar uit die hemel, vers 12, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek,
dat jy God vrees en jou seun, jou enigste van my nie terughou het. En dan gee God daardie ram as brandoffer in die plek van Isak. En dan so uit geweldige dankbaarheid kom Abraham en hy noem hierdie plek, die Here sal voorsien. Deur die genade van God slaag Abraham hierdie geweldige geloofstoets. En nou hoor Abraham vir 'n tweede keer hier vanuit die hemel hoor hy dat God hom ryklik sal seën en sy nageslag so sal vermeerder soos die sterre van die hemel, die sand van die see. En belangrik vers 18 daardie woorde, omdat jy na my stem geluister het. Abraham is eintyd gehoorsaam aan die Here. God gee deur die geloof gehoorsaamheid. Geloof vra, maar gee ook krag om offers te bring. Ons lees daar in Romeine 12 vers 1, dan sê Paulus, hy sê hierdie belangrike woorde, dat ons liggame moet stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En dan sê hy ook by dit, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig. My broer en suster, ons verstaan nie altyd die offers wat van ons in hierdie lewe gevra word nie. Dinge wat met ons gebeur. Ons raak omstandig teen baie van die dinge wat met ons gebeur. Of as jy eise na ons kant toe kom. Maar geloof is om God te vertrou. Om my ganse lewe in die almagtige, alwetende God se hande te plaas. Mens lees daar in Deuteronomium 1, 'n wonderlike saak as Moses daar die volk herinner, hoe die Here vir hulle werklik in die woestyn beskerm en versorg het. 'n Mens vergeet dit so maklik. Vers 31 sê, hoe die Here jou God jou gedra het, soos 'n man sy seun dra op die hele pad wat jy getrek het. Daardie mooi beeld wat hy gebruik. En dan daar in Deuteronomium 32 herinner hy Moses opnuut weer hoe God hulle daar in die woestyn bewaak het, vers 10. Hy het hulle bewaak soos die beeld wat hy gebruik, sy oogappel. En dan kom hy daar in Deuteronomium 32 en hy gebruik die beeld van 'n arend wat sy kleintjies leer vlieg. Die arend wat op 'n stadium met kleintjies so uit die nes skop, maar dan kom hierdie arend en hy sweef onder die kleintjies in, of die kleintjie in, en vang hulle sodat hulle nie verpletter word. So leer hulle vlieg, maar hulle boesem terselfdertyd vertroue in die ouer in. En hier die beeld om te sê, maar soos God vir sy kinders, soos God vir sy kinders wat die geloof in hom aangeneem het. En daarom kan ek maar net weer en weer sê, hierdie pad van die geloof, hierdie lewenspad wat ek en jy stap, is 'n pad vol uitdagings, dis 'n pad vol beproewings. Dis dikwels 'n gevaarlike pad. Maar hoe wonderlik om te weet, dis 'n pad in die beskermde alomteenwoordigheid, die almag van God. En elke dag kan ek en jy in hierdie berusting ingaan, dat hy ons almagtige beskermer is. Om te weet ons is veilig op die vleuels van God. En so my broer en suster, baie belangrik, en so groot vertroosting vir my en jou in elke dag van hierdie ou lewe, dat God die Vader die grootste offerlam van alle tye vir ons gegee het, daar op Golgotha. Sy geliefde seun, sy eniggebore. Hy het hom in ons plek daar in die kruis op Golgotha laat sterwe. En soos daar op Moria voorsien die Vader die offerlam. Ek wil tog vir u lees daar uit die Heidelbergse Katekismus.
Sondag 16. Vraag en antwoord 43. As hy kom en hy vra vir ons het nou reeds gehoor en dan word vir ons in die Heidelbergse katekismes ook van die vooraf vraag gesê, dat ons deur Jesus Christus alleen die hemelse heerlikheid beerwe. Nou kom hy verder en hy sê, watter nut verkry ons nog meer uit die offerhande en die dood van Christus aan die kruis? En dan kom die antwoord, dat deur sy krag ons oue mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe word, sodat die bose liste van die vlees in onsself aan hom as 'n offer, maar sodat ons onsself aan hom as 'n offerhande, luister mooi, 'n offerhande van dankbaarheid kan toewy. My broer en suster, soveel martelare deur die eeue wat gesterf het. Gesterf het vir die geloof in Jesus Christus. Gesterf het vir die Christelike godsdiens. As 'n mens gaan lees, ook veral daar in Hebreërs 11, hulle is gemartel, hulle is verdruk, hulle is bespot. Hulle het so op ander maniere ook gesterwe, hulle is gestenig deur hongersnood, gegeesel in haglike omstandighede en gevangenisse. Hulle is mishandel, vir wilde diere gegooi, onthoof, liggaamsdele wat afgekap is, en so kan ons nou vanaand aangaan en aangaan. Maar selfs in ons moderne era, daar in die sendingveld, hoor 'n mens in die nuus wat kom van baie verdrukking, baie vervolging, Bybels wat in plekke verban is, wat vernietig word, diskriminasie teen Christene in werksplekke en elders. En ja, op 'n manier kan ons sê, ons sprei nie, ons ontvlug nie hierdie verdrukking op 'n manier nie. Dis ook deel van ons lewe as ons sien waar die Bybelse waarheid in ons dag, die Christelike beginsels, so ondermyn word. Ons kry daarmee te doen elke dag van ons lewe. Ons word deur landswette verplig om ons nie uit te spreek teen verdraaide wêreldse idees nie, beginsels nie. Mense gaan selfs voor die reg kom daaroor. En daarom die vraag ook vanaand aan elkeen van ons wat baie keer maar so in ons gemaksone is, gemaksugtig is ek nog werklik bereid om opofferings vir die Here te maak? Opofferings vir sy kerk, vir sy koninkryk. Ons het baie gemaksugtig geraak en so met al die idees van jou wêreld swem ons maar saam met die groot stroom. Vir my teestand. In baie gevalle het mense maar net draadsitters geword wat saamstem. En daarmee en hiermee wil ek afsluit. Mense is nie dan verbaas as Jesus Christus self sê, hy sê daar in Lukas 18 vers 18, dis eintlik skrikwekkende woorde, hy vra, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. Amen. Hemelse Vader, as ons so daar in Hebreërs 11 lees, dan verwys ons na die geloofsheld. Maar ons weet ook dat hulle self nie sou beskou as helde. Dat hulle self maar net sou beskou as begenadiges, onverdienstelike diensknegte. En Here, gee vir ons ook daardie gesindheid, om te weet dat ons niks verdien nie, dat alles maar net genade is, en dat ons so diep afhanklik van U is,
En U wat die geloof in ons harte bring om ook staande te bly in hierdie ou lewe, in hierdie wêreld. Wees met ons, Here, versterk ons deur die Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ons sluit af daar met Gesang 101. Gesang 101 sing ons verse 1 en 3. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.